Goeiemôre. Hartlik welkom hierso by Harmonie se geloofsfamilie. Ons hoop dat jy vanoggend terdee saam met ons sal geniet. As dit jou eerste keer is vanoggend hierso, wil ek jou net in kennis stel as jy uitgaan by die saal en jy draai links aan die einde van die gang is die badkamers. Klein bietjie nader aan die saal is die ouerkamer vir ouers met kleintjies. Jy kan die diens daar volg ook. Daar's beeld en klank en natuurlik hoop ek het jy jouself al gehelp met 'n koffie en 'n tee voor die tyd, vry en verniet vir jou beskikbaar. Ons kinderkerk gaan vandag voort met hulle tema van God laat my groei. En ek dink hulle praat oor die belangrikste een waarmee ons die meeste kan sukkel, ons as volwassenes, en dit is selfbeheersing. En ek het 'n baie interessante stukkie daaroor geluister nou die dag wat gesê het, die enigste beheer wat die Here eintlik wat hy vir ons wou gegee het, wat hy van ons gevra het, is beheer oor self. So nie beheer oor ander goed in ons lewe nie, beheer oor self, oor hoe ons reageer, dit wat ons doen. So hulle gesels oor selfbeheersing vanoggend en ons jeug, ons polslag, tienerbediening, almal vanaf graad 7 tot en met matriek. Ek weet hier's 'n paar nuus van julle, as ek so van die bo af kyk, kan ek julle raak sien. As julle vanoggend saam met ons wil gaan aan die einde van die voorsang, wanneer Hugo gaan begin preek, daar is Hugo, as hy hier staan, dan kry julle my almal in die voorportaal, daar waar die koffie en die tee is, en ons gaan ons eie lokaal toe, en ons gaan daar verder. Dan ons mannebediening, hulle noem hulle self die dapper manne. Elke donderdagoggend 5:00 kom hulle bymekaar hierso by die skool. Hulle moes geskuif het van 'n venue, hulle groei so lekker. So donderdagoggende 5:00 hierso by die skool. Kom hulle bymekaar daar in die personeelkamer. As jy meer inligting soek, kan jy met Andrei Nagel gesels of net agter by die info toonbank enige vrae wat jy het oor Harmonie gemeente. Wie is ons? Wat is ons? Wanneer kom ons bymekaar? Wie glo ons? Wat glo ons? Sorry, julle glo my. Dan kan julle julle inligting daar agter gee. Ons vrouebediening, die Woensdag die 25ste Maart is dit weer om 9:30. En jy kan met Nicolette of met Rita gesels as jy enige inligting daaroor wil hê. Ons is baie opgewonde oor volgende Sondag, die 22ste Maart. Partykeer hou ons daarvan om goed so bietjie anders te doen. En ons gaan volgende Sondag 'n buitelugdiens hê. Is nog steeds kerk, daar's nog steeds 'n boodskap, die band gaan speel, maar dit gaan onder by die paviljoen wees en ons gaan lekker saam kuier. Daar gaan 'n roomys strokkie wees met roomys. Daar gaan worsbroodjies wees. Daar gaan 'n springkasteel wees vir die kinders. So daar gaan iets wees vir elkeen en ja Paul, jy kan 'n roomys kry. So ons gaan lekker buitelugdiens hou, ons gaan lekker kuier, so kom kuier saam met ons volgende Sondag, as dit nou vanoggend jou eerste keer hier is dit mos die perfekte geleentheid om lekker saam te kom kuier, volgende Sondag weer, die 22ste Maart, daar onder by die paviljoen. Selfde tyd, soort van selfde plek, net daaronder. Dan die Sondag daarna, die 29ste Maart, is dit Palm Sondag, ons sien uit daarvoor, wanneer Nick Basson ook vir ons die boodskap daar gaan bring. Hugo gaan vanoggend met ons die boodskap deel oor môre gewaarborg. Nou as jy vir my vra, is dit 'n stelling of 'n vraag, gaan ek vir jou sê ons gaan moet luister en wag en kyk wat Hugo vir ons gaan sê oor môre gewaarborg. Die spanne kan gereed maak vir die opneem van die offergawes en die tiendes. Daar is SnapScan op die houertjies ook as jy daarvan wil gebruik maak. Baie dankie vir julle tiendes en julle offergawes wat ons in staat stel om die roeping wat God vir ons gegee het uit te leef. Dankie. Kom ons sluit die oë en ons begin die diens so saam. Here Jesus, God en Hemelse Vader, dankie vir hierdie groot voorreg wat ons het om vanoggend so by mekaar te kan kom en saam met boeties en sissies in Christus te kan kom en die naam te kan kom verheerlik en Here om te hoor wat U vir ons wil sê, Vader. Ek wil vra dat U vanoggend met U Gees hier teenwoordig sal wees, dat ons harte ontvanklik sal wees vir die woord. Vader, maar dat U verheerlik sal word deur dit ons doen hier vandag, Vader. Wanneer ons U lof gaan besing en net getuig van die goedheid en van die guns, Vader, en waar ons gaan praat oor die toekoms en wat gewaarborg is en wat nie gewaarborg is nie, Vader, weet ons dat U wat is en wat was en wat sal bly, Vader. U was die God van Abraham, Isak en Jakob en U is nog steeds ons God, Vader, en U is altyd daar. Dankie dat U altyd konstant is en dat U altyd by ons is, Vader. Dankie dat ons deur niks alleen hoef te gaan nie, Vader.
dankie vir wie is. Ek wil vra dat U vanoggend hier teenwoordig sal wees, hier in die diens, by polsslag, by hartklop, by alles wat gebeur, Vader, dat woord in vrugbare grond sal val en dat dit sal vrug dra en dat U ons sal gebruik in 'n samelewing daar buite wat dit so nodig het, Vader. Ons loof en ons prys die wonderlike naam van Jesus. Amen. Julle kan staan en lekker saam met ons sing. Dankie. Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar, prys sy naam. Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar vir my. Kom ons verheerlik sy naam, kom ons verheerlik sy naam. Mense verander, maar Jesus nooit. Kom ons verheerlik sy naam. Hy my gered het, is wonderbaar, wonderbaar, prys sy naam. Dat hy my gered het, is wonderbaar, wonderbaar vir my. Kom ons verheerlik sy naam, kom ons verheerlik sy naam. Die mense verander, maar Jesus nooit. Kom ons verheerlik sy naam, kom ons verheerlik sy naam. Kom ons verheerlik sy naam, kom ons verheerlik sy naam. Die mense verander, maar Jesus nooit. Kom ons verheerlik sy naam. O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al die werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe U dit elke dag so onderhou, dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, want deur die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik Heer U grote naam. Ek sien die veld, die bosse, berge, vlaktes, pleister, grasse, o Heer U sorg, vir klein, vir groot, vir alles, en U sorg dag en dag vir my kind. Dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, van deur die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik Heer U grote naam. U maak ons deel
van al die grootste werke, U laat ons Heer, dat die ryk mag kom. En kom U weer in heerlikheid op wolke, maak U volkome niet U eiendom. Dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, want deur die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik Heer U grote naam. Dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, want deur die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik Heer U grote naam. Hoe heerlik Heer U grote naam. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, and sing like never before. Oh my soul, I will worship Your holy name. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul. His holy name, and sing like never before. Oh my soul, I will worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name, and sing like never before. Oh my soul, I will worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near
and my time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and live forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name and sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. I will worship your holy name. I will worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Lord, I worship your holy name. I will worship your holy name. Baie dankie, liewe vriende. Ek kan die sitplek neem. Baie dankie, Michael. Ons tieners kan dan nou uitgaan saam met Erastus vir hulle aparte bediening daar. Goeiemôre, liewe vriende. Dis baie lekker om julle almal hier te sien. Baie hartlik welkom saam met ons. Ons hartsbegeerte is om Christus se naam groot te maak. Bless the Lord, oh my soul. Alles wat in my is, om die Here se naam groot te maak. So ek het vandag die wonderlike voorreg, klink ek mooi genoeg, klink ek reg? Dis die beste wat ek, fantasties, om 'n paar kindertjies aan Jesus toe te wy. So u is baie gelukkig en bevoorreg om deel daarvan te wees. So ek gaan vir Esmerie en Johandrey Nim vra om vorentoe te kom. Ek gaan vir Pieter en Carly Bason vra om vorentoe te kom. En dan gaan ek vir Thys en Lianey Valentyn vra om ook hier voor by my te kom staan. Dis opwindend, né? Ek het gesê ons kerk groei van onder af op. En dis wonderlik. En hierdie oupa se hart is altyd so bly as dan net nog klomp klein kindertjies hier voorkom staan. Ek mis iemand. Waar is die Valentyns? Ek het nog die hele tyd geglo in Valentynsdag. Waar is julle? Daar kom hulle. Fantasties. Ek wil nou eers sê julle moet vir my kyk. So net soos julle nou staan. Hallo Pieter. Sê op hulle mooiste as hulle slaap. Thys en Lianey Valentyn. Wat 'n prinsesie. Die roos tussen die dorings. Mag ek dit sê? Daar kom nog enig. Kom staan naby. Hy mag. Ek gaan gou vir 3 minute, ek sê altyd 3 minute, dan se 10, maar ek gaan vir 3 minute met julle gesels, met almal gesels, en dan gaan ons hierdie pragtige kindertjies aan die Here toewy. Daar is baie dinge wat ouers vir kinders kan gee, né? Julle kan hulle oorlaai met liefde, julle kan vir hulle veiligheid bied, en julle kan, en die Here verwag dat julle al die geleenthede wat daar is, sal ontdek in hulle lewe, en dit wat die Here in en deur hulle wil doen. En dan kan julle natuurlik ook, en ek dink amper dis 'n ouma en oupa se werk, julle kan ook vir hulle baie goedertjies gee. Ek is nou die dag toevallig daar in Toys R Us, en toe ek weer sien, toe spring Anna en Elsa van Frozen in die mandjie. Ek weet nie hoe dit gebeur nie, ek het baie raas gekry. Ons kan vir hulle baie goed gee. Maar die grootste geskenk wat julle vir julle kindertjies kan gee,
is om vir hulle die pad na Jesus te wys. En dis wat hierdie ouer pare, presies wat hulle vandag kom doen, dis wat gebeur. Hulle kom nie, hierdie 3 ouer pare kom nie net vandag om vir julle te wys dat hulle die mooiste babatjie in die wêreld het nie, hulle gaan dit kom wys vir julle, maar hulle kom ook om 'n belofte af te lê voor God. Dat hulle vir Lunay, se reg. Ek sê mos Lumay. En ek moet mooi fokus volgens. En dat hulle vir PW, Pieter, Peer Willem, jy's Pieter. Peer Willem Basson. Ek gaan nou fokus. En dat hulle vir, en ek het hom reg, Ewan, dat hulle vir Ewan Nim in die vrese van die Here sal opvoed. So dit lyk dalk presies soos 'n gewone oggend. Dinge is nou net anders. Hier's 3 ouer pare en hier's 3 babas in 'n gemeente wat toe kyk en luister hoe ek die name verkeerd sê, maar gaan nou regkom. Maar eintlik is hier 3 voorbeelde van God se koninkryk. Sal julle my guns doen en gou-gou omdraai met julle pragtige kindertjies? Dat hulle net raak sien. Vriende, kyk net gou-gou daar. Kan julle die nederigheid sien? Kan julle die totale afhanklikheid sien? Onthou God se koninkryk. En kan julle oop warm hartjies vol liefde, kan julle dit sien? God se koninkryk. Ewan, PW, Lumay. En hierdie bloetjies, ek sê dit nou eintlik vir hulle, maar julle kan net aanhou so toe kyk. Hulle gaan nog lekker kruip, van hulle doen seker nou al goed. En hulle gaan nog lekker stap. Hulle gaan nog lekker hardloop. Hulle gaan nog baie vra en hulle gaan nog baie gesels met julle en hulle gaan besluite neem en hulle gaan ontdek en hulle gaan keuses maak. Maar vandag sê hierdie ouers, ons wil hê dat hierdie pad saam met Christus begin. Is dit wat julle sê? Sal julle dit bevestig met 'n kopknik? Dat julle wil hê hierdie pad moet saam met Christus begin. En daarom bring hulle vandag hulle pragtige kinders na Jesus toe. Nie omdat hy hulle nie ken nie. Hy ken hulle baie goed. Hy het hulle gevorm. Maar omdat hulle sê, ons wil graag hierdie kinders in die vrese van die Here groot maak. Ek gaan vir julle een versie lees uit Deuteronomium 6 vers 5 tot 7. Hy sê daarom moet julle die Here julle God lief hê met julle hele hart en met julle hele siel en met al julle krag. En hierdie woorde wat julle vandag beveel word, moet in julle harte wees en julle moet dit ook by julle kinders inskerp en daaroor spreek as jy in die huis sit en as jy op die pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan. Ek gaan nou gou na die ouers toe stap. Ek weet nie, ek gaan laaste vir PW doen, want hy lyk vir my die rustigste. Kom ons doen Lumay eerste. Gaan ek al vat. Wag 'n bietjie, hou haar net gou vas. Net gou ietsie sê. Vriende, dis 'n heilige oomblik. Nie vir wat ek doen of dat ons hier is nie, maar vir Christus wat hier is. En hierdie ouers se harte, die Valentyns se harte sien, wat hulle pragtige Lumay, hulle liggie na Jesus toe bring. En Jesus sê, laat die kindertjies na my toe kom. Okay. Ouma? Okay. Vriende, u kan, as u wil, kan u hande uitstrek, terwyl ons vir Lumaytjie seën. Vader, in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, kom dra ons vanoggend vir Lumay aan u op. Kom wy ons haar aan u toe. Vader, sy's 'n geskenk van u aan hierdie pragtige 2 jong mense. Mag u haar seën, mag u haar toefou, mag u haar bewaar. Mag hulle elke potensiaal wat u in hierdie hartjie en hierdie lewe kom deponeer het, mag hulle dit ontwikkel en mag hierdie ouers kies om Jesus aan haar te kom wys. Mag sy dit ervaar in hulle huis, in hulle lewe, oral waar hulle beweeg,
en mag sy die liefde van God uit haar lewe uitstraal in Jesus naam. Amen. Vriende, ek gaan nou nie my gebruikelike ronde stap nie, maar kyk net hierdie pragtige dingetjie. Lumei Valentine. Sy happy. So, kyk, almal wil jou hê. Almal wil jou hê. Ja. Sy. Okay. Geseënde van die Here, mag die Here julle ryklik seën. Staan net hier, bly by ons hoor. Nou gaan ons na Evan toe. Hallo Evan. Kom. Hy soek my mic. Dis reg. Ek dink ek moet jou die kant sit. Vriende, ek kan die hande weer uitstrek saam my terwyl ek vir klein Evan bid. In die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees bring ons vir klein Evan voor U. Evan, neem. Vader, ons bid dat U hom ryklik sal seën. Ons bid vir U heerlikheid, U krag, U Gees, alles wat mooi is, elke goeie gawe wat uit U hand uitkom in hierdie huis, in hierdie lewe. Dankie vir sy ouers wat hom sal wys hoe Jesus lyk. En as hy sal hoor dat hy verstaan hoe dit klink, mag hy sy lewe aan U wy, saam met sy ouers. En dankie dat ons hom as 'n geseënde, gesalfde kan teruggee aan sy ouers en dat hulle hom sal grootmaak in die vrese van die Here. Amen. Evan, dis jou beurt. Oupa moet net mooi vat, maar oupa kan vat. As hy, gaan jy waai vir die mense. Hallo. Hallo. Waar is hy, Evan? Sê hallo. Hallo al die mooi mense. Dit is so wonderlik hoe die glimlag oor die gehoor trek, van links na regs, van regs na links. Hallo Johan. Hallo Johan. Jy was al hier. Oupa. Tot hoe laat moet hy slaap? Ja, hy het sy eie tyd. Nee. Ek gaan as ek klaar gebid het. Vriende, kom ons strek ons hande uit. Klein Peer Willem PW Bason. In die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Kom wy ons vandag vir klein PW aan U toe. Dankie Hemelse Vader dat U hierdie ouers toerus met alles wat hulle nodig het om U heerlikheid, om U liefde vir klein PW te wys. Mag U hom seën, mag U hom oorlaai met elke goeie gawe uit die hemel uit. Mag U hulle huis seën, mag alles wat hulle aanpak geseënd wees. Ek bid dit in die mooi naam van Jesus en ek dank U daarvoor. Amen. Ouma, wat 'n goeie raad gaan jy vir my gee? Ek voel hulle moet hom sien. Wat het julle hom ingegee? Kan ek kom vashou terwyl ek preek? Vir al die jong mense aan hierdie kant, dit is nou maar gebruiklik by Harmonie Gemeente, dat die meeste jong mense aan hierdie kant wat getroud is, word baie vinnig swanger. Ek noem dit net, hierdie kant spesifiek.
So julle staan oor 'n paar maande ook hier. Ek sal nou terugkom. Hierso is 'n ouma en oupa wat gister ouma en oupa geword het. Donderdag, Vrydag. Baie geluk. Mag die Here seën, vir julle ryklik seën. Ek wonder of ons ander nuwe babatjie ook hier is. Is hulle almal hier? Baie geluk julle. Dankie papa. Mag die Here julle baie ryklik seën. Mag julle sy liefde vir hulle gaan leer en wys. Baie dankie. Vriende, ek het 'n kort woord wat ek vandag wil deel. En op 'n manier het ek gedink, miskien is hierdie gedagte 'n bietjie random, maar nou ek staan in verhouding met die Here, sy gees in my, so ek glo nie dis random nie. Ek dink dis wat die Here spesifiek met ons harte in hierdie oggend wil kommunikeer. Hy het baie met my daardeur gepraat, so luister gerus. Paar gedagtes wat ek met ons deel. Ek glo jy sal met my saamstem dat die meeste van ons leef met die stil aanname dat môre wel gaan wees. Ons leef net by daai plek, want ons sal baie gemaklik vir mekaar sê, wel ek gaan môre begin reg eet, of ek gaan môre oefen. En daai oproep wat jy nou al so lank uitstel, ek sal haar môre bel. Of ek sal môre bietjie beter keuses oor die lewe maak, of ek sal môre gaan ons see toe. Ons is gemaklik daaroor om gedagtes en goeders te deel oor môre. Ek sal môre bietjie meer van môre af gaan ek 'n bietjie meer tyd vir Christus maak. Maar die waarheid is dat niemand van ons, nie een enkele een, is die dag van môre gewaarborg nie. Die enigste dag wat God regtig in ons hande gee, is vandag. Dis nou. En as gelowiges vind ek en kom ek agter, ons spandeer baie tyd om môre uit te figure. Wat gaan gebeur? Hoe lyk die toekoms? Wat is alles belangrik? Veral as dit by die wil van God kom in ons lewe. Die vraag wat ek so gereeld by mense hoor, ek wil weet wat God se wil vir my lewe is. Hy moet my tog net wys waar moet ek werk. Hy moet my tog net wys waar moet ek bly. Hy moet my wys wie moet ek trou. Hy moet my met die groot besluite in my lewe help. Met ander woorde, ons soek na God se wil vir môre. Vir die groot goed van môre. En ek het oor die jare geleer, dit by ander mense gehoor, maar ek het dit ook self in my eie lewe ervaar, dat wanneer ons byvoorbeeld 'n groot besluit moet maak of 'n antwoord moet kry, ietsie wat swaar op ons harte druk en ons weet nie eintlik wat om te doen nie, dit hou ons wakker, dit laat ons bietjie bekommerd wees. En dan bid ons daaroor, en ek weet nie of dit met jou gebeur nie, maar baie keer met my gebeur, dan begin jy ooranaliseer en jy soek skrifte en jy soek 'n teken, jy wil net hê die Here moet deurkom en jy wil net hê hy moet jou hoor want jy wil so graag die regte besluit maak en ons oordink dit en ons soek skrifte en ons soek die aangesig van die Here en ons skryf die voordele en die nadele by en ons wonder as ons iets hoor, is dit nou sommer net my eie gedagtes of is dit die Gees van God wat met my praat en steeds wonder ek nou watter kant toe, watter besluit moet ek maak. Van die uitdaging is, hier diep binne in ons, is my begeerte om binne God se wil te wees. Ek wil die besluit maak soos wat God dit vir my lewe wil. En ons is bang ons mis die perfekte oomblik. Sê nou maar ek vat die verkeerde afdraai. Sê nou maar ek draai links waar ek eintlik moes regs draai. Sê nou maar ek maak 'n verkeerde besluit. Sê nou maar net ek trou 'n verkeerde persoon of ek vat die verkeerde beroep of ek bly by die verkeerde adres.
en ek maak uiteindelik sommer net groot verkeerde lewensbesluite. Dis darem maar baie ongelooflike druk. Partykeer as jy by 'n restaurant sit en besluit wat jy gaan eet, dan dink jy dis groot spanning. Nee, hierdie is baie groter. Hierdie druk. Want in die stryd om by die beste van môre uit te kom, mis ons baie keer wat God vir ons lewe het vir vandag. Ek dink soms maak ons God se wil baie gekompliseerd, overcomplicated. Dis amper soos daai klein kolletjie op die kaart. As ek hom nie net daar gepinpoint het nie, dan mis ek die hele kaboebel. Wat is daai woord? Dan mis ek alles. So dink ons baie keer oor die wil van God. En in die proses onderskat ons net God se goedheid. Hy is ons herder. Hy is ons leidsman. Hy wil ons lei. Hy is ons raadsman. Hy wil ons die pad wys. Hy wil ons hand vat en saam met ons op hierdie pad stap. En as jy die Bybel mooi gaan lees, dan gaan jy baie interessant ontdek dat God praat baie meer oor die soort mens wie ek is as wat hy my detail gee oor môre. So hoor gou hier. As jy vandag baie mooi luister oor my preek oor môre, dan kan daar vandag regtig iets in jou hart gebeur wat baie dinge verander. Maar jy moet toelaat dat God hierdie woord wat hy vir ons deel vandag, wat ek by hom gehoor het, moet toelaat om te hoor wat die Gees van God vir jou sê. Kan ek vir ons 'n gebed doen? Mamma, kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat U reeds in ons môre is. Maar dankie dat U deur U wonderlike Gees vir ons vandag laat hoor wat U met ons harte wil deel. In Jesus naam, amen. Het jy al agtergekom dat wanneer ons oor die wil van God praat oor ons lewe, dan het ons die geneigtheid by die meeste mense om so 'n bietjie in te zoom op die groot goed. Nou, ek soek die wil van God in my lewe. Ek wil weet, waar wil die Here hê moet ek werk? Waar wil die Here hê moet ek bly? Moet ek nou hier of moet ek koop? As jy nou deesdae in die Kaap wil koop, moet jy nou redelike mynmagnaat of iets wees, né? Kaap is baie duur. Ek sien hy's op die toplys van as jy nou eiendom wil koop. Ek is so dankbaar dat God nie beperk is tot 'n straatadres. Dink nou net as die Here nou net vir my kon goed wees as ek nou by 9 Labrie bly, maar nie in Spanje of in Portugal. Hy is nie beperk tot 'n plek nie. Ons is bekommerd oor die groot goeders en dis baie belangrik oor wie gaan ek trou en is dit nou die regte enetjie hierdie wat ek nou by kuier of moet ek nou wag hê die Here dalk nog vir my ander enetjie instoor, 'n beter enetjie. Dit gebeur in jong mense se gedagtes. En dan kom dit nou soos hierdie pragtige ouerpare, hoeveel kinders gaan ons hê? Gaan ons nou 1 hê? Gaan ons nou 2 hê? Of wat is die trend nou daar waar ons bly? My skoondogter staan ook nou hierdie week op kraam, dan kom nommer 3. Want ek sien in hulle gemeente waar hulle is daar by Every Nation, het al die ouers het 3, 4, 5 kinders. So ek het wil gesê bly net by daai gemeente dat oupa baie klein kinders kan kry. Maar dis groot besluite wat ons moet maak wat ons hele lewe kan beïnvloed en dan kom ons nou raak hulle groter. Watter skool, waar wil die Here hê moet ek hierdie bloetjie nou vir my gaan sit? Wat gaan ek doen? En eintlik, ons raak nou behep met hierdie groot dinge in God se wil in my lewe, en eintlik as jy mooi daaraan gaan dink, raak ons net bekommerd oor al die goed van môre. En dis die groot goed wat ons na God toe vat. En ons gee baie minder aandag aan die kleiner goedjies van elke dag. Dieselfde persoon wat bekommerd is oor die groot goed wat moet gebeur, die groot besluite wat ek moet maak oor my hele lewe, kan dalk 2, 3 ure lekker tyd mors en vir niks en vir geen rede scroll op die foon. En 2, 3 ure is weg. God se woord, en ons gaan 'n paar plekke besoek. Hy sê regtig maar min
oor waar ons bly, oor ons adres. En God se woord sê regtig baie min oor watter werk ons doen. Eindelik as jy dit gaan lees, die paar keer wat Jesus met mense oor hulle werk gepraat het, het hy gesê, los jou werk, kom volg my. Wees my disipel. God praat baie minder oor môre en baie meer oor hoe behandel ek mense vandag? Hoe dink ek vandag? Hoe gee ek vandag? Hoe help ek iemand vandag? Hoe tree ek op vandag? Het ek vandag, hierdie dag wat ek het ek tyd uitgekoop saam met die Here. En wanneer Jesus wel oor môre praat, Jesus self, kom dan wil ek dit vir julle lees, Matteus 6 vers 34. En jy ken waarskynlik die versie. Hy sê, moet julle dus nie oor môre bekommer nie. 'n Ander vertaling sê, moet julle nie kwel oor môre nie. Want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag dra genoeg moeilikheid van sy eie. En dan Jakobus, hy skryf ook daaroor in Jakobus 4 vers 13. Hy sê, kom nou julle wat sê vandag of môre sal ons na die en na die stad toe gaan en 'n jaar lank daar bly en ons sal lekker sake doen en geld maak. Ons gaan lekker, ons gaan na daai plek toe, ons gaan geld maak daar. Ons gaan daar bly en dit gaan met ons lekker gaan. En dan vers 14 sê, julle wat dan nie eers weet hoe julle lewe môre sal wees nie. Julle is maar 'n damp wat 'n oomblik verskyn en sommer weer verdwyn. Julle moet eerder sê, as die Here wil, sal ons lewe en sal ons dit of dat doen. Vriende, ek weet jy het dit geweet, maar môre is nie vir een van ons gewaarborg. Vir niemand. En as ons na God se wil vir ons lewe kyk, is dit baie duidelik dat hy nie vir ons probeer sê, hy wil ons help om die toekoms uit te figure. Maar God wil hê dat ek hom vandag ken, dat ek vandag vir hom leef, dat ek vandag hom soek, dat ek hierdie dag kies om deur sy gees gelei te word, dat ek in hierdie dag, in hierdie oomblik, vrug van die gees in my lewe het, liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Vrug van die gees. Dis God se hart vir ons, vir vandag. Maar hoe meer jy leef vir Christus, hoe meer jy hom soek, hoe meer jy hom begeer, hoe meer jy jou vreugde in die Here ontdek, the joy of the Lord is my strength, hoe nader jy aan hom kom, dan kom jy tog agter in jou daaglikse wandel, dat die Here vir my hierheen lei. Want hy sê mos daar, hy gee vir ons 'n toekoms, 'n verwagting, hy gee dit vir ons. Maar hoe nader ek in verhouding met hom leef, elke dag, elke oomblik, meer hoor ek die stem van die Here. Die beste manier om God se wil, of jou toekoms in jou lewe te ontdek, is om vandag getrou vir Jesus te leef. 1 Tessalonisense 4 vers 3 sê, en baie mense soek na hierdie antwoord, en dit staan regtig so eenvoudig, so duidelik in die woord van God vir ons. Dit is die wil van God, dat jy heilig moet lewe. As jy nou ek het gehoor hier's besoekers, so ek wou vir hulle wys, ek kan ook Grieks praat. As jy die Griekse woord vir heilig vat, né, is dit hagios. En dit beteken eintlik net afgesonderd, eenkant, anders, heilig. Dit beteken toegewy aan God. En dis wat Paulus sê in Romeine 12 vers 2, hy sê, julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie. Kan ek net gou daar pause, hou hom net op. Hoor gou daai eerste sin nie. Julle moenie aan hierdie wêreld, aan hierdie sondige wêreld gelyk word. Ons kan nie dink soos hierdie wêreld, ons kan nie praat soos hierdie wêreld. Ons kan nie toelaat om deur hierdie wêreld geëntertain te word. Ons kan nie ons geld spandeer soos dat hierdie wêreld geld spandeer nie. Ons kan nie mense behandel of neerkyk op mense soos dat mense in die wêreld dit doen nie. Ons moet dit afgesonderd, een kant anders en heilig doen. Hy sê, laat God julle verander deur julle denke te vernuwe en dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is en wat goed en aanneemlik en volmaak is. So voor jy bekommerd raak, voor jy worry oor God se wil, oor die toekoms, oor môre, soek God vir vandag in jou lewe.
vir hierdie oomblik, vir nou. Dis baie meer belangrik. Vang julle dit? Kry. Ek weet en ek kan dit sommer net so voel. Daar's nou mense wat sal sê, ek hou nie so baie van jou preek nie. Want vir my is dit baie meer belangrik om te hoor dat God worry oor my toekoms. Dat God bekommerd is oor waar ek werk en waar ek bly en alles wat met my gaan gebeur. En ek verstaan dit, want dis ook my hart, maar God gee om oor jou roeping. God gee om oor wat jy doen. God se hand is oor jou en sy hart en sy liefde is vir jou. Maar hy het jou nie gered en hy het jou nie geroep, groot sin wat ek nou gaan sê, om byvoorbeeld spesifiek 'n sendeling te wees, of om 'n predikant te wees, of 'n ingenieur te wees, of 'n programmeerder te wees, of 'n grafiese kunstenaar te wees, of 'n tuiste skepper te wees, of 'n besigheidsman of vrou te wees, of 'n ambagsman te wees, of 'n juffrou of 'n meneer te wees nie, of 'n welbekende, welgestelde persoon met 'n tweede huis in Napier. Is beter as ek sou sê Clifton. Sou lekker wees. Onthou dit. God se wil, God se doel, God se droom oor jou en my lewe gaan baie meer oor hoe ek leef as wat dit gaan oor wat ek doen om 'n lewe te maak. Kan ek dit gou weer sê? God se droom, God se wil, God se hart vir my en jou gaan baie meer oor hoe ek leef as wat ek doen om 'n lewe te maak. Nogal 'n groot kop skuif, maar ek gaan jou nou nog 'n entjie verder vat. Paulus skryf in 2 Timoteus 1 vers 9. Dit gaan dit dalk bietjie ook meer verduidelik. Hy sê hy het ons gered en hy het ons geroep om aan hom toegewy te wees. En dit het hy gedoen nie op grond van ons dade nie, maar op grond van sy eie besluit en die genade wat hy van ewigheid af in Christus Jesus aan ons geskenk het. So as ek nou dink aan môre, dan wil ek veel eerder vra, wie wil God hê moet ek vandag wees? Hierdie karakter, hierdie mens wees, hierdie persoon. Wie wil God hê moet ek wees? Voordat ek regtig bekommerd is oor wat wil God hê moet ek doen. Dit kan letterlik 'n klomp goed in jou lewe verander. Verander sommer net die manier hoe jy opstaan. Dit verander die manier hoe jy met ander mense omgaan in hierdie lewe. So ek dink nou anders. Ek dink nie waar moet ek werk nie, maar ek dink daar waar ek werk, hoe leef ek? Hoe ervaar die mense my? Ervaar hulle Jesus se liefde in my, deur my lewe? Ek vra nie meer met wie moet ek trou nie, maar in hierdie huwelik of in hierdie verhouding, wie is ek? Wys ek Jesus se liefde? Leef ek soos wat Jesus sou leef? Kan ek dit gou nog vir 'n bietjie verder uitpak? Maar ek wil nou graag so 'n bietjie ter illustrasie u deelname hê. So vir die wat nou weggesluimer het, dis nou hier waar jy nou gou moet wakker word, want ek wil jou vra as jy nou saamstem of nie, dat jy net jou hand sal opsteek. Is dit reg so? Nee, eers as ek die vraag vra. Okay, dankie Johan. So ek gaan 'n vraag oor myself vra, maar onthou net ek's baie sensitief, so jy moet baie genadig wees, né? Vra vir Rita. Hoeveel van u dink dat as jy my nou ken dat ek waarskynlik geroep is dat dit God se wil is dat ek die woord moet bedien? Fantasties, baie dankie. Daar het meer as 50% opgegaan. Ek dink is 'n slaagsyfer vir die ander. Onthou daar is ander kerke hier. Nee, bly net hierso. Ek wil weer u hande vra, die volgende vraag. Hoeveel van u dink dat dit God se wil vir my lewe is dat ek met heiligheid en integriteit moet lewe? Hoeveel van u dink? Dis nou bietjie meer, dis omtrent almal. En dis heeltemal reg. As 'n mens objektief daarna kyk, om die woord te bedien wat ek doen, my roeping, is eintlik sekondêr. Dis wie ek is. Dis hoe ek leef, wat God wil hê. So jy kan nou na jou eie werk, na jou eie beroep,
na jou eie lewe toe vat. Dis of ek nie gelykvormig word aan die denke van hierdie wêreld nie. Dis of het ek al gesterf vir my eie begeertes en wat ek oordroom, wat ek wil hê. En dis of leef ek en bedien ek en werk ek en is ek in 'n huwelik, alles tot God se eer en tot sy glorie. En as ek ander mense hanteer, is dit wat hulle beleef. So God se wil vir my lewe vandag, nie vir môre of vir die toekoms nie, dis om my vrou lief te hê, soos wat God die kerk lief gehad. Dis om vir my kinders, kindertjies soos hierdie en ons kinders, voor hulle toegewy te leef, dat hulle Jesus sien, dat hulle hom ervaar in my lewe. Daar die mense in my werksomgewing, om vir hulle ook te wys hoe Jesus lyk. So my werk, wat ek doen, dis regtig die sekondêre ding, die eerste ding wat die Here van my en jou lewe vra, is dat ons heilig voor hom sal lewe. Kan ek net nog so 'n klein stukkie verder uitpak, en dan is ek klaar. Ek kan 'n goeie prediker wees, maar ek kan versuim om vir my familie te sorg, dan is ek buite God se wil. Ek kan 'n suksesvolle besigheidsman, besigheidsvrou daar buite in die wêreld wees, almal kan my prys vir hoe wonderlik dit gaan. En ek het geen menseverhouding, ek praat af met mense, ek behandel hulle vieslik, dan is ek heeltemal buite die wil van God. Want dis nie wat hy van my lewe vra nie, hy soek 'n lewe van heiligmaking. En kort, daar's Christene, hulle noem hulle self Christene, maar daar's geen vrug van God se gees in hulle lewe nie. Jy sien nie die liefde, die vrede, die blydskap, die sagmoedigheid, liefde. Jy sien nie dit in hulle lewe nie. En dan moet ek nou weer die groot stelling maak, dan leef hulle nie in die wil van God. Kan jy sien hoe dat ek dit uitstaan? Dat die wil van God is oor wie ek is, hoe ek leef, en nie noodwendig wat ek doen nie. Ek is oortuig van my lewe, vir my eie lewe, dat God veel eerder sou wou hê dat ek enige iets anders gaan doen, waar ek heilig met integriteit 'n lewe voor hom leef, as wat ek dit doen, as wat ek die woord bedien, sonder dit. Want sy wil vir my lewe is om heilig te leef. Paulus skryf dit baie eenvoudig. 1 Korintiërs 10 vers 31. 5 woordjies. Wat julle ook al doen, gaan doen alles tot eer van God. So vriende, ek kan dit dan nou sê, waar jy ook al bly, gaan bly daar tot eer van God. Gaan leef daar tot eer van God. Waar jy ook al werk, gaan leef dit tot eer van God. Laat sy naam verheerlik word deur jou lewe, dat sy naam verheerlik word oor hoe jy mense hanteer. As jy die baas is, wees goed vir mense, dat hulle Christus in jou kan sien. En of jy nou getroud is, of jy enkel is, en jy nog iemand soek om hierdie lewe mee te deel, gaan doen dit saam met Christus. Ons almal wil God se wil vir die toekoms hê, maar daar is geen waarborg vir môre nie. So as jy mooi daaroor dink, die enigste tyd wat jy Jesus met oorgawe kan dien, ek het dit al vanoggend gesê, ek sê dit weer, is vandag. Dis nou. So ons is in die skool vir ons besoekers, ons stuur baie keer mense huis toe met huiswerk. So hier kom julle huiswerk vir die week. Dit was my huiswerk al die hele week en ek gaan dit nou nog verder vat. Ek wil hê met jouself, miskien in 'n selgroep of op jou eie, net hierdie vraag gaan vra en dan tyd neem om dit te antwoord. Waar dink jy in jou lewe, in jou hart, in jou karakter, in jou houding, in jou menswees, in jou persoonlikheid, waar dink jy wil God hê moet jy nog verander? Om nou meer soos Jesus te leef elke dag. Want onthou, ons is in 'n heiligmakingsproses. So as jy mooi na my vraag geluister het, net om jou ook te gaan help as jy huis toe gaan. Die vraag is nie waar in jou lewe is dit belangrik dat jy van adres verander. Dat jy van jou werk moet verander.
dat jy van jou status of 'n plek of wat, waar dink jy wil God hê, dis nie wat ek gevra het. Want dis sekondêr. Waar in jou lewe dink jy God vra dat daar nog verandering deur sy gees in jou hart en in jou lewe gebeur? Terwyl ek voorberei het en my eie lewe gedink het, my lysie ook maar lank geraak. Of hy is lank. En die Here is ook nog steeds met my besig. Want ons is in 'n heiligmakingsproses. Vriende, net om gou so 'n stukkie perspektief te gee. Ek moes dit vir myself ook kry, want dit is vir my ook belangrik. Het jy groot planne en drome oor die toekoms? Dis great, jy moet dit hê, want iemand sonder visie gaan nêrens uitkom. Dis baie belangrik. Hoe doen ons groot dinge vir môre? Hoe kry ons alles in plek? Kom ons doen hierdie klein dingetjies vandag reg. Ons doen dit vandag soos Jesus dit sou doen. Soos dat hy dit vir ons lewe wil hê. Want as jy getrou bly in die klein dingetjies, dan gee God vir ons groter ding. Dan sien ons hom meer in die lewe vorentoe. Soms is die klein dingetjies regtig die groot goed. Jy kan vir hierdie 3 ouer pare vra wat hier voorgestaan het. Die klein dingetjies raak regtig die groot goed van ons lewe. Michael, jy kan opkom. 2 laaste groot stellings wat jy vandag moet hoor. Die wêreld gaan jou applous vir wat jy doen. God gaan hom verheug in wie jy is. Ek het hom geskryf. Die wêreld gaan jou applous vir wat jy doen. God gaan hom verheug vir wie jy is. Die beste manier om God se wil vir môre te soek, is om getrou en heilig voor hom te leef vandag. Nou. Dis die einde van my preek. Ek het gesê dit sal kort wees. Vriende, gaan dink daaroor. God het sy kerk, sy disippels, sy mense geroep vir 'n heilige lewe, want hy sê hy is heilig. En ons staan voor 'n heilige God. So ons moet anders afgesonderd eenkant. Ons moet heilig leef. En ander moet Christus se liefde in ons kan sien. Mag die Here u baie ryklik seën. Mag dit vir jou 'n goeie dag verder wees. Of wat nou gaan gebeur. Ons gaan 'n liedjie sing wat ouer is as ek. Michael het gesê, ek kan nie glo ek het hom weer ingesit nie, maar dis op die Green Beret se wysie van neem my lewe, laat dit Heer. Dis eintlik ons dapper manne se liedjie. Ek wil net vir julle sê, by volgende Sondag se kuier daar onder die paviljoen, gaan die dapper manne weer sing, die kinders gaan optree. Ja, dis great, ons kry van die beste kunstenaars reg oor die noordelike voorstede. So, dis 4 versies. Neem my lewe, laat dit Heer. Jy kan dit mompel en jy kan dit geniet op die ritme, want dit is soos 'n mars, né? Jy kan regtig lees wat daar staan. Kan dit regtig 'n gebed oor jou hart maak. Here, ja, ek weet met my, ek gaan nou ophou. Ek weet met my hele hart dat U het my in Negelabrie Durban wil geplaas. Ek weet U het my hier geplaas. Ek weet U het my geroep of ek weet U het my daar gesit. Maar help my om daar, om in dit, by daai adres, by daai plek, meer soos U te wees. Kom ons staan en dan sing ons hierdie lied saam. Neem my lewe, laat dit Heer U gebruik, wees meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig. Maak my hart vergroot deur die wat in my woord, rig my woord
Vriende, mag ons wonderlike leidsman en Vader U lei deur sy Heilige Gees wat nou in ons woon. Dat ons sal uitgaan en mense wees wat soos Jesus leef. Heilig, eenkant, afgesonder. Mag ons sout en lig uitdra aan 'n soekende en honger wêreld daar buite. In Jesus naam. Jy gaan in vrede. Amen. Kom ons